Maar ek wil nou hê julle moet saam praat vir oggend, maar dit moet sommer deel wees van die boodskap of so. Kom ons bid sommer net saam. Yes. Here, baie baie dankie dat ons so bevoorreg kan wees om U te aanbid en soos ons nou gesing het en hulle ook gesê tot die dag wat ons sterf, dat ons die voorreg kan hê om U te kan aanbid. En Here, gee ons die genade, gee ons die openbaring, gee ons die harte, Here, en die, soos die engel sê, the courage, om ten spyte van alles, te midde van alles, U te aanbid. En Here, ek wil bid vandag vir die gees van God, die openbaring van God, die wete dat God hier is, en dat U dinge aan ons bekend maak, Here, uit U woord uit. Laat dit lewe wees vir ons vandag, is my gebed, in Jesus naam. Here, ek wil bid dat almal wat hierso is vandag, dat almal die woord van die Here sal verstaan, en U hart sal verstaan. Mag die gees van God, soos die Emmausgangers gesê het, toe Jesus die woord vir hulle oopbreek, het hulle gesê, was ons harte nie brandend, toe U die woord aan ons bekend gemaak het nie. En Here, ek wil bid dat die harte brandend sal wees, dat daar 'n joy sal wees vandag, wanneer U met ons praat, in Jesus naam. Amen. Goed, nou, ek wil vanoggend gou vra dat julle gesels. Is dit reg so? Nou, ek wil nou vandag vir julle vra, wie van julle, kom ek sê eers gou, ek gaan dit net gou quoteer, ek weet nie of jy dit daar op het nie, Hebreërs 11 vers 6, wie van julle weet wat staan in Hebreërs 11 vers 6? Goed, die vandagse tema is, as die soem van sy kleed beweeg, as die soem van sy kleed beweeg. Nou, is hy gereed vir 'n joyful een, en ek weet, baie van julle het al stukkies gehoor van wat ons deel vandag, maar het aan die Hebreërs 11, Hebreërs 11 gaan oor die geloofshelde, oor die helde van geloof, so geloof. Goed, het aan nie om daar so, wil dan nie ons sommer gou vir ons lees, Hebreërs 11 vers 6, ek kan dit quoteer ook, maar dan kan dit vir ons mooi lees. Deur die geloof het Sara self, is dit hy? Vers 6. Ja. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Yes, dankie Tannie. Goed, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dis stap 1. Goed, dis die vertrekpunt vandag, is geloof. Paulus sê op 'n kol, alles wat nie uit geloof is nie, is sonde. Het jy dit al gelees? Nou goed, sonder geloof kan ons nie God plesier nie. Amen. Behaag, die Engels sê, it's impossible to please God. Goed, geloof is die basis. Nou, net 'n entjie aan in Hebreërs 10, of 'n bietjie terug in Hebreërs 10 vers 38 sê, die regverdige sal deur die geloof lewe. So die geloof is die basis van ons Christus lewe. Amen. Nou hy sê daar 2 dinge, hy sê, want hy wat na God toe kom, het 2 dinge, daar's 2 dinge wat geloof behels, 2 bene van geloof. Een is, hy moet glo dat God is, en tweedens, hy moet glo dat God 'n beloner is, vir die wat hom soek. So dis straightforward gesê, stem jy saam, die 2 bene van geloof is, nommer 1, glo in God. Stem jy saam, hy moet glo dat God is. En nommer 2 is, glo God. Nou wil ek vra, ek wil nou die mikrofoon so aanstuur, of julle kan sommer sê, skree. Wat is die verskil om in God te glo en om God te glo? Strikvraag, okay, Isabel? Is dit iets wat van jou kant af kom, dat jy glo dat hy God is, en aan die ander kant sy is dit weer
dat jy God glo vir wat hy in sy woord vir jou wil gee. Baie goed gesê. Amen, Neil. Dink so. Ek dink om in God te glo, met ander woorde dat hy bestaan. En om God te glo is te glo wat sy instruksies, sy woord, wat hy vir jou sê. Om te glo en te doen wat hy sê. Amen. So, nog iemand? Vraag oor hierdie vraag op? Hy sê, hy wil antwoord, maar wat is die vraag? Wat is die verskil om in God te glo en om God te glo? Ek dink ewen die duivels glo, of die demone glo hom. Hulle weet hy bestaan. Maar die verskil tussen om in hom te glo en hom te glo is om sy wil te doen. Is ook om sy wil te doen is obedience. Yes, wel sê. Dus met ander woorde om gehoorsaam te wees, want jy glo God. Nog iemand? Jessie. Okay, so dis eintlik redelik straightforward, ouens. So julle antwoord dit eintlik baie straightforward. So nommer 1 is, die een been van geloof is om in God te glo. Nou ouens, ek het beleef in my eie lewe, praat ek nou maar vir myself. Onthou, Numeri 23 vers 19 sê, God is nie 'n mens. Dank die Here daarvoor. Dis hoekom hy sê, onse Vader wat in die hemel is. Hy's hoër, hy's groter. God is nie 'n mens. As God 'n mens was, was hy beperk. Stem jy saam? God is nie 'n mens dat hy sou lieg of iets sê en hy later spyt is daaroor nie. So as God, hy's die absolute, hy's die rots, en hy's nie net 'n rots nie, hy's die rots van die eeue. Die Engels sê is the rock of ages. Goed, hy's die rots van die eeue. Nou ouens, as hy die onveranderlike, die absolute is, beteken dit, hy kan nie lieg nie. Maar geliefdes, kom ons vra gou vir ons self die vraag af. Almal van ons hier, dink ek, glo in God. Is er iemand wat hier kan sê, ek glo nie in God nie? Goed, ek glo almal, hy sê, want hy wat nou God toekom, moet eerstens glo, God bestaan. Hy is, soos Neil het straightforward vir ons gesê. Goed, maar ek het beleef, baie keer, baie gelowiges glo God nie. Ons glo baie keer in God, maar omstandighede en teleurstellings maak dat ons baie keer God nie glo nie. En dit is 'n baie groot realiteit vir ons om te face, ouens. Nou, oom Ben, ek en hy die ander dag 'n gesprek gehad oor die foon rondom die vraag, hoekom sien ons nie die wonderwerke vandag wat die woord vir ons sê nie en wat ons al van gehoor het nie, ensovoorts. En daar's baie redes. En 'n ou kan baie redes gee. Maar ek sê vir oom Ben, een van die redes, en ek wil nie sê wie daai predikers, en van hulle is onlangs oorlede, maar wie hulle, as hulle voor die troon van God gaan staan en rekenskap moet gee vir die goedes wat hulle verkondig het, om te sê, God doen nie meer wonderwerke nie. En dis teoloog, dit is die ergste van dit alles is, dat hierdie predikers se boodskappe word op Facebook gestuur, heen en weer, en hulle sê die spreekentaal, hulle noem hulle self die seasonists, wat beteken het everything ceased, wat hulle eintlik sê God ceased. God het opgehou om wonderwerke te doen. Nou wie is hulle wat dit bepaal het? Omdat hulle dit nie sien nie, en eendag hierdie teoloog op Facebook vra iemand, does God still do wonders? En hy is soos 'n kat op 'n warm plaat. Ek kyk die boodskap, ek kon nie glo, 'n prediker wat God verkondig, who has to represent God, is soos 'n kat op 'n warm plaat en sê, I hate it when someone asks me that, because God doesn't do miracles, but it's difficult to say it. God doesn't do wonders anymore. God ceased. God doesn't speak anymore. Nou gaan julle almal vir my vra seker, wie is hierdie predikers? Die ergste van alles is, die mense luister na die ouens se snert. Maar geliefdes, as ek moet vandag, nou sê ek vir hom Ben, hoeveel keer het mense net nodig om 'n ding te hoor,
totdat dit begin afsmeer. Is dit nie so nie? Hoeveel keer het ons nodig om te hoor, God doen nie meer wonderwerke, en dit van predikers af? Dit van ouens wat voor die kansel staan en sê, God het opgehou werk. Hoeveel keer het mense nodig om dit te hoor, totdat hulle begin glo, ek het dan nou gebid, ek het dan nou al hierdie goedes gedoen, en ek het nie die wonders gesien nie, miskien is daai prediker reg, miskien is hulle reg, God doen nie meer wonderwerke nie. Hoeveel keer het iemand net nodig om 'n ding te hoor? Maak ek vir sin? En dit smeer af op die kerk van Jesus vandag, unfortunately, dat mense begin sê, ek glo in God. Maar mense dit nie in soveel woorde sê nie, mense besef nie eers dit gaan in hulle gedagtes aan nie, maar in die onderbewuste glo mense God nie meer nie. Want hierdie woord het moes nou opgehou, he ceased, it ceased. Cease vir jou wat dit verkondig, nie vir jou nie, vir daai predikers. Maak dit vir u sin, terwyl Jesus gesê het, gaan die hele wêreld in, en maak disippels, doop hulle, en dryf duiwels uit, maak siekes gesond, geliefdes, ek was 'n jong seun, en ek het my eerste fundamentele jare, my first works, wat ek beleef het, my eerste liefde wat ek beleef het, ek het die wonders en tekens gesien met my eie oë. Niemand gaan my oortuig dat God nie meer wonderwerke doen nie. Ek het dit gesien. As ek vandag hier staan en ek sê God doen nie wonders nie, is ek oneerlik met myself. Want ek het dit gesien. Ek kan nie dit ontken nie. Terwyl ek die skrif sê ook daar skrifte wat sê jy kan nie ontken. Jy kan dit nie ontken nie. Nou ou geliefdes, my vertrekpunt vandag is, God doen steeds wonderwerke. Nou as ek hierdie stoel, ek gaan hom nou hier so sit vandag, nou wonder julle wat is nou die doel van die stoel. Kom ons praat gou uit die natuur uit. Die natuur het ek in Namibië se boere geleer, as die weerlig slaan, geliefdes, wie van julle wat boere hier is, weet, dit het nog nie gereën nie, dank die Here, ons is nou, dit is seker nou die timing is seker nou bietjie moeilik nou, want ons is dit het gereën en ons is die Here dankbaar en ons is ongekend vir die baie reën vir die tyd van die jaar in Vryburg. Ekskuus die klank, is hy reg? Reg. Okay, so ons is dank die Here vir dit. Maar wie van u weet, onder normale omstandighede in Vryburg, gaan die winter verby en het raak lente en dit het nog nie gereën nie. En dit het nog nie gereën nie, maar wat gebeur met jou gras en die bome? Help my gou? Dit begin bloeisels kom. En dan wat sê, ek het groot geraak met die taal in ons huis, as kind deur die lewe, ons kan sien die seisoen is besig om te verander. Ouens, dat nog niks gebeur in die oë, sigbaar, stem jy saam, daar het nog nie reën geval nie, maar ons sien, die seisoen is besig om te verander. Ons sien dit moes in die natuur, is dit so ouens, begin die bloeisels te kom, begin dat te kom, en dan sien ons die seisoen is besig om te verander. Hoe werk dit? Wat is gebeur in die natuur, nie in die geestesrealm, nie hierbo in die lig, in die wetenskap? Wat gebeur is, die elemente stoei met mekaar, daar is 'n gerammel, daar is beweging in die lug, in die fisiese lug. En wat gebeur as die weerlig dreun, al het dit nog nie gereën nie, wie van die weet wat gebeur? Help my gou, grondkundiges of whatever weerkundiges, stikstof vorm en dit strooi uit op die aarde. Dit is hoekom, al het dit nog nie gereën nie, dit is wat in die natuur gebeur, as die goedes beweeg, as daar beweging is, want die aarde maak so, geliefdes, ek is nou van die punt af, maar op Bybelskool het ons geleer, het Dr. Spaak, wat 'n wêreldbekende wetenskaplike scientist is wedergebore, en hy het met ons studente kom praat. Wow, en hy is wedergebore, en hy het eendag vertel, dat die hele
skepping, die univers, is alles gebaseer om beweging te veroorsaak, om op die aarde, wat die enigste, ek meen, julle het seker al gesien hoe klein is die aarde in vergeleke met die uitspansel, stem jy saam? Maar die klein aarde, daai klein aardetjie, is die enigste area waar daar suurstof is. En al die skietende sterre, en al daardie goeders, die beweging is gemaak om suurstof te produseer op aarde. Daar is beweging nodig. Hoekom is wat is die doel van die maan? Help my gou. Niemand nie. Ouens, wat gebeur met 'n dam as hy stil staan? Wat gebeur? Hy vrek. Sê my saam. Hoekom, wat moet gebeur met die see, met die branders? Daar moet beweging wees vir branders om aanhoudend in die marine lewe suurstof te ontwikkel. Daar moet beweging wees. Wat veroorsaak die branders in die see? Die maan. Magneetveld in die maan. Sê gou saam met my, wow, as jy dit nie geweet het, maar ek dink almal weet dit. So, luister mooi ouens, daar is beweging nodig. Die hele uitspansel is gemaak soos om die aarde in stand te hou. So, sê gou saam met my, ek wil die stelling, begin met die stelling en sê, stikstof, in die natuur leer ons stikstof, daar strooi stikstof op die aarde uit as gevolg van beweging, movement. Nou ouens, my stelling vandag is, ons begin om te sê, baie keer glo ons in God, maar ons glo God nie, en ek het nou al 'n paar rowwe dinge gesê, en daai ouens, daai predikers se name was op die punt van my tong om te sê, bly weg van, maar dan val ek in dieselfde strik om ander ons te slaan, en dit wil ek nie doen nie. Ouens, as God beweeg onder ons, as God beweeg, word daar stikstof in aanhalingstekens / lewe vrygestel. As God, net soos in die natuur, ons dit kan sien, dat as die weer begin, dit het nog nie gereën nie, en skielik is daar effek op die aarde, want ons kan dit nie sien nie, maar stikstof strooi uit, en dit bring lewe. Is dit vir iemand nuus, of weet almal hierdie teorie in die wetenskap? Weet almal dit? Jy het dit nie geweet nie. Ok, so dan nou iets geleer van die natuur, maar dit is jou nou nie baie slimme, kom ons sê, my stelling is, as God beweeg, want die natuur is deel van sy skepping, stem jy saam, as God beweeg word daar lewe, is daar lewe. Nou kom ons, ek verduidelik het, kom ons blaai gou na die boek Exodus toe. Onthou ouens, wat sê ou Etienne altyd, ok, Exodus 28, dat die Ou Testament, sê die skrif in die Nuwe Testament, is 'n skaduwee. Alles wat in die Ou Testament gebeur het, is simbolies en het sy uitleg en betekenis in die Nuwe Testament. 'n Skaduwee is die waarheid, stem jy saam? Nee. Want ek sien nou, my koppe maak so. Goed, die skaduwee is nie die ware nie. Die skaduwee weerkaats op die ware, en hy is net 'n skaduwee. Die Bybel sê die Nuwe Testament is die ware. Goed, dit is voor die tyd gewees. Die Ou Testament al die tyd was net 'n skaduwee op, as ek 'n lig hierso skyn en aan hierdie kant, dan weerkaats sy die stoel. Goed. Nou, kom ons kyk gou na 'n gebeurtenis in die Ou Testament, 'n wet. Onthou die boek Levitikus, die boek Exodus en Levitikus is alles van die wette van die Ou Testament, en dit is 'n skaduwee vir dit wat sou kom in die Nuwe Testament. Nou hier praat hy van die heilige klere ensovoorts wat die priesters moes aangetrek het, en nou gaan hy na die hoëpriesters toe. Onthou ouens, die boek Hebreërs is een amazing boek. Gaan lees dit op jou eie, en dan gesels ons daaroor, oor die Christus, die vervulling, die beter. Nou Hebreërs 3 vers 1 onder andere, en Hebreërs op baie plekke, maar spesifiek in Hebreërs 3 vers 1 sê, Christus is ons groot hoëpriester. Goed, so hy is die groot hoëpriester. So wat hy hier verwys, ons is priesters, maar hy is die hoëpriester. Nou wat het hier gebeur? Hierdie priester het moes 'n kleed gedra het, en dit het baie betekenisse aan en alles wat ek nou nie nou in detail gaan nie. God is 'n detail God, stem jy saam?
Vers 33 sê aangaande die klere van die hoëpriester, hy sê en maak aan die soem, nou ouens merk hy woordjie aan sy soem. Merk dit. Or take notice as jy nie merke maak in jou Bybel nie. Aan die soem daarvan, aan die soem van sy kleed. Maak daarvan grenaaitjies, nou merk hy woordjie grenaaitjies van pers en purperrooi en bloedrooi kleur aan die soem daarvan en rondom daartussenin goue klokkies rondom hom. So 3 woordjies: soem, grenaaitjies en klokkies. Soem, grenaaitjies en klokkies. Nou kom ons verduidelik dit vir u. Nou ouens, aan hierdie hoëpriester wat ons nou sien in die Nuwe Testament verwys dit na Jesus. Hy het 'n kleed gehad en aan die soem van sy kleed was daar 2 tipes so rondom aan hierdie kleed. 'n Klokkie, grenaaitjie, 'n klokkie, 'n grenaaitjie, 'n klokkie, 'n grenaaitjie. Okay. Nou net baie interessant. Ek gaan nou nie daar in nie, maar baie interessant net in die Bybel beteken 'n pers beteken 'n koning, is simbolies van 'n koning. Rooi beteken bloed of 'n offer en purperrooi in die Bybel. Jesus het 'n purperkleed gehad. 'n Purperkleed was simbolies van 'n koning se offer, 'n koning se offer. Goed. Nou in die Bybelse tyd was die grenaaitjies het simboliek gehad. En grenaaitjies in die Bybel het altyd betekenis gehad, naamlik genesing en voorsiening. Dit was altyd 'n simbool van genesing en voorsiening. En dit is so belangrik vir ons om dit te weet. Dit was onthou, die Ou Testamentiese gelowiges het hierdie goed geweet. Ons weet dit nie altyd nie. Dit was common of algemeen vir hulle bekend gewees. Soos ons sê byvoorbeeld, wat beteken 'n duif vir ons vandag? Vrede. Wit spreek van reinheid en alles. Nou, so, maar grenaaitjies in die Bybelse tyd was altyd 'n simbool van genesing en voorsiening. Met ander woorde, dit het eintlik straightforward in plain Afrikaans beteken God wil. Dink aan daai blinde man wat daar gesit het, die bedelaar, en gesê, as u wil, sal u my genees. En wat antwoord Jesus? Ek wil. Halleluja. Ek wil. Een van die mooiste skrifte, Psalm 2 sê, eis van my en ek wil vir jou gee. Wow, yes, ouens, ek wil, God wil. My beginpunt vandag is, ek glo in God, maar glo ek God? God wil. Maar weet jy ouens, die lewe en wrong teaching het ons so geleer, God is kwaad vir jou, God is dit vir jou, en ek is so minderwaardig en dit en dat ek nie dit verdien nie, ensovoorts. Nou geliefdes, God wil. Want verkeerde lering het ons gemaak dat ons dit verloor om God te glo. So grenaaitjies het 'n simbool, God wil. Hy wil voorsien en hy sal voorsien, hy wil genees. Tweedens, in die Bybel was daar klokkies gewees, goue klokkies. Nou goud in die Bybel simbool is geloof, the testing of your faith. Nou goed, maar dit nou maar daar gelaat eers. Maar ouens, klokkies in die Bybel was 'n simbool straightforward van, en nou wat klink dit? Etenstyd. Hang af wie dit hoor. Party hoor etenstyd, maar okay, hy's nou nie baie goed nie, maar hierdie kom uit Irina se kinderdae uit. Hier staan okay, ergens by 'n seepark staan dit. Dis in die Suidkus waar Irina hulle vakansie gehou het as kind. Goed. So dit kom uit haar kinderdae uit, maar hierdie klokkies in die Bybel is 'n aankondiging, dis 'n bewusmaking. Stem jy saam? So klokkies is 'n bewusmaking. Nou ouens, hoor gou mooi. Ek het vandag begin om te sê
glo in God, maar glo God, want dis wat Hebreërs 11 vers 6 sê. Ons nou begin om te sê, as die natuur het beweging nodig vir die seisoen om te verander, vir effek, om op die aarde dit te voel. As God beweeg, is daar lewe, word lewe vrygestel. Nou goed, die klok, die grenaatjies beteken God wil, stem jy saam? Die klokkies sê, dit trek die aandag. Nou hoor gou mooi, luister gou mooi, kyk gou almal hier vir my. Is jy gereed? 1, 2, 3. Hy klink nou soos daai teoloog wat in 'n donker kamer 'n kat soek, wat dan nie is nie, en dan kom hy uit en sê ek het hom gekry. Goed, wie van julle het die klokkie gehoor? Niemand nie. Hoekom het u nie nou die klokkie gehoor nie? Daar was nie beweging nie, straightforward. Maar ouens, 'n klokkie het beweging nodig. Ek hoop hy klink nie baie hard nie, maar hoor jy dit? Goed. Okay, my pa het toe ek kind was daar, hoor hoe die klokke lui, sulke liedjies, as my pa nou bietjie gekuier het, dan vat hy die gitaar so, dan sing hy oor die klokke, maar wat so lui. Maar in elk geval, ouens, 'n straightforward wetenskaplike openbaring vandag is, die klokkie het beweging nodig om te klingel. Stem jy saam? Ek dink jy het baie savvy nodig of baie hoë IQ nodig om dit te verstaan nie. Goed. So my stelling vandag is om die klokkies hieronder, om die klokkies te kan hoor, moet daar beweging wees. Waar is die klokkies? Aan die soem van die hoëpriester. Wat doen die klokkies? Dit beweeg. As die hoëpriester stil is, kan die klokkies nie beweeg en gehoor word nie. En as die klokkies nie gehoor word nie, trek dit niemand se aandag op die grenaatjies nie, want die feit van die saak is, dit gaan oor die grenaatjies. Die grenaatjies is geloof, om God te glo. Dis die grenaatjies, as iemand die granate sien, dan sê hulle, yes, God wil. Maar as die hoëpriester stil is en nie beweeg nie, is daar nie klank nie. Is almal by my, as ek dit nou sê. Nou goed, vir hierdie objekles, so die hoëpriester moes beweeg, sodat die klokkies lui en dit die aandag trek op die genesing of die voorsiening, naamlik die grenaatjies. Is ons nou op dieselfde bladsy? Almal nou by met my sub A les nou, of graad 1 les. Nou kom ons blaai na Matteus 9 toe. Nou ek glo meeste of almal dalk ken hierdie gebeurtenis, maar mag die Here vandag vir u 'n groot openbaring gee. Ek gaan nou hier sit, dan gaan ek dit lees gou saam met my. Toe ons klein was, het die juffrou altyd of die meneer altyd op sy stoel gesit en 'n storie gelees. So u gaan nou lekker luister en lekker verstaan as ek dit nou sê. Stem jy saam? Matteus 9 vers 18 tot 26. Goed, nou ouens, julle sal sien as julle 'n naslaan Bybel het, daarbo staan Markus 5 vers 22 tot 43 en ook in Lukas is dieselfde gebeurtenis net in 'n ander manier geskryf. Nou goed, kom ek lees dit net in die Matteus weergawe. Is jy gereed? Vers 18, Matteus 9 vers 18, en terwyl hy daar is, kom 'n hoëpriester, en terwyl hy dit vir hulle sê, kom daar 'n sekere owerste en val voor hom neer en sê, my dogter het nou net gesterwe, maar kom lê u hand op haar en sy sal lewe. En Jesus het opgestaan. Wow, hy het opgestaan en hom gevolg en ook sy disippels. En daar het 'n vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word.
En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, en die vrou het gesond geword van daardie uur af. En toe Jesus in die huis van die owerste klom en die fluitspelers sien en die skare wat te kere gaan, sê hy vir hulle, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap. En hulle het hom uitgelag, en nadat die skare uitgedryf was, het hy ingegaan en haar hand gegryp, en die dogtertjie het opgestaan, en die gerug hiervan het deur daardie hele land versprei. Nou geliefdes, ek gaan nou opstaan, maar as jy nou gou hier na my kyk, net vir 'n objekles. Die skrif leer vir ons dat Jesus het daar gesit. Ek gaan lees dit nou in die ander weergawe ook om die volle prentjie te kyk. Jesus het daar gesit. Wie van julle weet hoe oud was daai dogtertjie in die ander evangelies? Hoe oud was daai dogtertjie gewees? 12 jaar oud. 12 jaar oud. En sy is dood. So Jairus sit met 'n lewenskrisis. Sy dogtertjie van 12 jaar, en merk dit, 12 jaar oud, lê dood by die huis. Die skrif sê in die ou vertaling, hy het voor Jesus neergeval. Maar wie van julle weet wat is die eintlike woord wat daar staan? Wat het daai Jairus gedoen? Help my, as niemand my antwoord nie, moet my vrou my antwoord. He fell down and worshipped. Wow. Dis die regte Hebreëse woord. Hy het aanbid. He worshipped Jesus and said, you alone can. U kan. En wat het gebeur toe hy Jesus aanbid te midde van sy krisis? Wat staan daar in vers 19? En Jesus het opgestaan. Kyk gou weer hier. Daar Jesus, die hoofpriester, die klokkies was stil, as ek dit so kan sê. Goed, die klokkies, kyk gou hiersom. Dit was stil. Die soem van Jesus se kleed, ons hoofpriester, was stil gewees. En toe hierdie man kom in sy krisis, nou ek weet in Vryburg het die van julle wat hier sit, ken nie krisisse nie. Jy weet nie wat dit is om deur moeilike tye te gaan nie, né? OK. Maar kyk nou, Jessie, ek sien party lag dat die tande sommer so blink. Sê ek terg nie. Ouens, as u ook kan identifiseer met hierdie ou, met Jairus, wat deur 'n krisis gegaan het, die skrif sê, toe, hy kon nie Jesus die klokkies hoor nie, maar die oomblik toe hy Jesus aanbid, te midde van sy krisis, toe staan Jesus op. Nou, OK, ek kan dit nou nie, ek is nou nie so goed nie, maar die feit van die saak is, toe Jesus opstaan, kom daar beweging, en die klokkies lui. Nou ouens, yes, ons kan nou baie sê, maar onthou ouens, dit is die boodskap, wat eintlik die hidden boodskap, wat die Here deur sy gees vir ons hierdeur sê, want die volgende, so Jairus in sy krisisuur aanbid God, en net die volgende vers, nie 10 verse later of dalk nie, presies, hoekom, het die volgende oomblik sê hy vers 19 sê, en Jesus het opgestaan, met ander woorde, daar beweging gekom, die soem van sy kleed het begin beweeg, en die volgende oomblik het daar 'n vrou 12 jaar lank, wat aan bloedvloeiing gelei het, OK, vers 21 gesê, as ek net sy kleed kan gaan aanraak. Geliefdes, hoe oud was die dogtertjie? 12. Hoe lank het hierdie vrou in bloedvloeiing gelei? Met ander woorde, dit wil vir ons half die idee gee, die oomblik toe hierdie vrou begin in bloedvloeiing, toe die oomblik in daardie selfde uur, of daardie selfde min of meer tyd, of datum, is die dogtertjie gebore. Met ander woorde, die een krisis het 'n link met die ander, een persoon se krisis het 'n link met die ander persoon se krisis. En een persoon, dit wat hy deurgaan, het dalk die potensiaal dat God ook, nie net in hierdie persoon se krisis iets kan doen nie, maar ook in die ander persoon wat deur dieselfde deurgaan, al weet hulle nie van mekaar nie. As ons bietjie mooi daaraan gaan dink. Wow. Maar,
Die oomblik toe Jesus opstaan, die oomblik toe hierdie ou se aanbidding Jesus se hart beweeg, toe kom daar beweging en toe hoor hierdie vrou dit. Dis die simboliek van dit. Hierdie vrou het bewus geraak van die klokkies en toe sê sy kleed. Ouens, hierdie vrou, wat het daar getrek? Dit moes mos, dit moes nie normaal dat iemand net sal sê ek gaan vir sy kleed nie. Dis 'n openbaring, dis wat God vir ons daardie probeer sê is, hierdie vrou het attent geraak op die grenaatjies. Sy het bewus geraak by Jesus se kleed. Dit beteken daar is voorsiening. Dit beteken God wil. Dit beteken God wil. Nou ouens, jou aanbidding in jou krisisuur bring Jesus in beweging. Geliefdes, my vraag is, gloei in God of glo ek God? Glo jy net in God of glo jy God as ek dit vandag vir u sê, jou aanbidding beweeg Jesus. Geliefdes, my gebed is dat u die grootsheid van dit wat ons vandag sê, deel, sal vat in jou hart. Glo, vra jouself die vraag af, glo ek regtig God? Geliefdes, getuienisse, die skrif sê ons oorwin deur getuienisse, deur die woord van die lam en die woord van ons getuies, die bloed van die lam en die woord van ons getuies. Getuienisse bring geloof. Dit bring dat ek begin kom by 'n plek en sê, dalk is dit so, dalk is daar waarheid, dalk kan ek God begin glo. Nou ouens, jou aanbidding bring Jesus in beweging, maar die siek vrou is desperaat om Jesus se soem aan te raak. Nou ek het hier geskryf, hoor nou mooi. Toe Jairus se aanbidding, hy het nie eens hy vrou geken nie, die vrou het hom nie geken nie. Ek weet nie of hulle mekaar geken het nie, dit staan nie daar nie, die kans is dat hulle mekaar geken het, maar dit het niks met die saak, die kans is groot, dat hulle mekaar niks met mekaar te doen het nie. Stem jy saam? Maar haar genesing was afhanklik van iemand anders se geloof, iemand anders se aanbidding. Stem jy saam? Haar genesing het afgehang, as ek dit so kan sê, die van u wat in 'n krisisuur is, baie keer jou beweging, jou aanbidding van God tot God, wat hom beginne beweeg, wat stikstof, wat lewe beginne vrystel, en die klokkies te laat lei, beweging te bring uit die hart van God. Geliefdes, kom ons pos net gou daar. Jou aanbidding, ek weet nie of jy daai stukkie gesê het, daar's 'n stelling wat die Here jare terug in ons harte gepraat het, in aanbidding. Ons hele visie in aanbidding is nommer 1, to touch the Father's heart and move him into a dance. To touch his heart, ons gaan dit nou verduidelik. Geliefdes, jou aanbidding bring God in beweging. Jesus het gesit, toe die ou Jesus aanbid, toe staan hy op, toe kom daar beweging, en dit is nie net een keer, dit is 'n beginsel uit die woord uit. Nou ouens, die vrou baat by Jairus se aanbidding, ander mense baat by jou aanbidding, ander mense baat by jou, dat die feit dat jy God glo, ander mense het dalk die geleentheid om God vir die eerste keer in hulle lewe te ervaar, deur jou aksie van aanbidding. Toe Jairus se aanbidding Jesus, ons hoëpriester, in beweging bring, het die klokkies aan sy soem geklink en die aandag gefestig op die grenaatjies, naamlik die genesing en voorsiening. En dit het gemaak dat hierdie vrou gesê het, ek soek dit. Daar's hoop. Ek kan gesond word. En in die oomblik, en sy die skrif sê in die ander vertaling, in die ander evangelies, she pressed through. Sy het deur die skare gedruk en gesê, ek soek dit. Ek sal nie ophou voordat dit aangeraak het nie, want sy het God begin glo.
Daar het geloof in haar hart. Hoekom? Want haar gees het die klokkies gehoor. Dit is wat gebeur, ouens. Nou, kom ons maak klaar. En dan lees ek, of ek quoteer net vir u, 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. Nehemia 8, vers 11 in die Afrikaans en vers 10 in die Engels. Sê die volgende vir ons, die blydskap 1, 2, 3. Ja, maar yes, die blydskap, maar wat sê daai vers? Die blydskap van die Here is ons krag. The joy of the Lord. Help my gou. Ken jy dit nie? Ken jy dit nie? The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Ek onthou van sonnaskooltyd. The joy of the Lord is my strength. Die blydskap van die Here is my krag. Ken niemand dit nie? Jy hoef nie die liedjie te ken nie, maar het nog niemand hier die skrif gehoor en die beginsel gehoor dat die blydskap van die Here is my krag nie? Geliefdes, die blydskap van die Here is my krag. Merk daai skrif vir elke dag. Goed, wat staan daar, Andries? Help my gou, die blydskap? Die Here, ouens, hoe oud is hy nou? Hy is 'n lang man, 17, ek weet nie hoe gaan hy op 21 lyk nie. Maar hy het dit nou gehoor. So, hoor gou, Selmy, hoe oud is jy nou? 24. The joy of the Lord is my strength. Hoe oud is jou ouma? Nee, sy is nog jong. Dan die blydskap van die Here is my krag. Die blydskap van die Here is my krag. Nou ouens, wat sê die Here daaroor? Wat beteken dit vir ons stryd voort in die praktyk? Luister gou mooi. Hy sê nie daar Etienne se blydskap nie. Ja, dis deel van dit. As die Here het u geweet, ek kan God bly maak. Het u dit nog nooit gehoor nie? Wie van u weet, ons is na die beeld en na die gelykenis van God geskep. Is dit so, Tannie Anna? Nou is dit so, dat God emosie God is. Leer die woord dat God kan bedroef raak. Leer die woord van, dat God het geween, God het gehuil, God is hartseer. Leer die woord dat God bly is, want ons is na God se beeld gemaak. En het u geweet, ons kan God bly maak, of is dit nou baie nuus vir oggend? As u dit nog nooit gehoor het nie, luister gou hier. Jy kan God, nee, ek klinger hierdie ding vandag, maar ek kry net so 'n bietjie klank. Ek sal nie sê wat Pieter vanoggend gesê het nie, want Irina het, Tia sê toe ons met hom knoop. Maar toe Pieter 'n opmerking, maar ouens, dis 'n klokkie wat sê, luister mooi vandag, tik gou die een langsam, tik hom so, laat hy wakker word, dan sê jy kan God bly maak. Goed. Sefanja 3 vers 17 sê, God tikkie draai oor jou. Nou, wow, dankie Irene, nou het jy God bly gemaak. Goed. Nou ouens, wat beteken dit stryd voort in die praktyk? Dit beteken, if I move Jesus, if I make him glad, word daar krag vrygestel. Stryd voort. Kom ons hoor gou, lees gou of nie lees nie, kom ons dink gou, wat sê Handelinge 16 vers 25 en 26. Wie van u weet wat het middernag gebeur toe Paulus en Silas in die tronk sit? Hulle was in die tronk en die skrif sê, hulle het middernag, wat het hulle gedoen? Gekla oor die onregverdigheid, oor dis nou hoe ek die Here aanbid. Ek het dan gedog, die Here sê, alles sal net goed gaan en ek is met jou en net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Nou sit ons in die tronk. Lekker vir dit, nee. Is dit wat daar staan? Wat het gebeur, Sonja? Help my gou. Hulle het lofliedere begin sing. In die tronk.
Hulle het nie gekla oor hulle, is jy daar, Karma? O, ek dog jy's daar by daai vers. Is daar iemand, maar hy sê dit daar, luister gou mooi. Hulle het in hulle krisis, wat het Jairus in sy krisis gedoen? Hy het God aanbid. Wat het Paulus en Silas in hulle krisis gedoen? Hulle het lofliedere tot God gesing. Nou ouens, iemand het dit eendag so mooi verduidelik. Ek moet nou hier staan, terwille van klank. Die Bybel leer vir ons, die aarde is wat? Wie van julle weet wat sê die Bybel, wat is die aarde van God se voete? 'n voetbank, mooi. En iemand het dit eendag verduidelik so en gesê God het in die hemel gesit en hy het geluister na die lofsange en hy het vir sy engele gesê, is Paulus en Silas dan nie in 'n groot krisis nie? Hoor daar. En die skrif sê, yes, God het gelyk, want hy het gesê ek hou van dit wat ek hier beleef. En toe hy so maak, toe kom 'n aardbewing, want die skrif sê, toe Paulus en Silas, wat Sonja nou sê, toe Paulus en Silas God begin aanbid, het 'n aardbewing die tronk getref en die kettinge het gebreek. Ek het op 15 jaar by die Here uitgekom. Toe preek pastoor Janie van Sail 'n boodskap, ons pastoor, en hy het gepreek en hy het aangehaal van 'n ou, naamlik Mervyn Carruthers, wat in die 70er jare 'n boekie geskryf het, Prisoned to Praise. En hy het vertel hoe hy verslaaf was aan addictions, en hy was 'n kapelaan in die weermag. Hy wat Mervyn Carruthers is, en hy het nie geweet hoe om vry te kom nie, en hy het begin lees wat Paulus sê, om God te begin aanbid, te midde van jou krisisse, te midde van alles, en hy het beleef hoe hy het vrygekom, en hy het hierdie boekie geskryf, oor Prisoned to Praise, en hy het gesê, dat die sleutel lê daar, en as ek in my krisisse is, as ek sukkel, maak nie saak, whatever, is die grootste wapen wat God vir ons gegee het, is aanbidding, om God te begin aanbid, want wat gebeur as God aanbid, dan begin die tronkdeure oopgaan. Nou geliefdes, kom ons sluit af. Nou, hier staan nie Etienne se blydskap nie, dis God se blydskap. Rick Joyner het eendag 'n gesig gesien. Hoor nou mooi, en ek het dit al genoem. En hy sien 'n visioen, en die Here wys vir hom 'n gemeente, en soos dit in 'n visioen werk, al die mense wat daar inkom, weet hy van al hulle probleme, en hy sien daar kom hierdie persoon in, en ek wens ek kan nou name sit, ek gaan nou nie, maar hier kom Frikkie het finansiële probleme, hier kom Sunny, wat met haar dogter sukkel, hier kom hierdie persoon, hier kom daai persoon in, almal kom in daai kerkgebou in, en hy sê, dis so seer, toe hy die gemiddeld uitwerk van almal se pyn, en almal se verdriet, toe hulle in daai gebouetjie instap, en hy sê die volgende oomblik, toe begin die gemeente te aanbid, en hy sien al hierdie mense aanbid, en hulle steek hulle hande op, en hulle begin God te aanbid, en terwyl hulle God aanbid, kom daar 'n wese wat sy gesig so maak, en hy draai sy gesig weg van die gemeente af, en die volgende oomblik toe sien hy God die Vader se gesig. Onthou, dis simboliek nou, in 'n visioen, en die trane loop van die Vader se gesig af, en die volgende oomblik toe kom staan Jesus daar, en hy sê vir hom, this is why I went to the cross, to bring my Father joy. Because in your trials and tribulations, in your worship, you bring him joy. And that was worth for me to endure the cross.
En vandaar het ek hierdie stelling vandag, my geliefde broeders, don't waste your trials and tribulations. Die woord is duidelik daarop, geliefdes, glo u vandag, as u vandag sterf, hoor gou mooi ouens, as u vandag sterf, gaan u by Jesus wees, en u gaan sy heerlikheid sien, en ek weet, ek het dit al 100 maal gesê, maar kom het prent in vandag, kom ons lei hierdie klokkie, laat u dit hoor vandag, geliefdes, as u vandag die sterf, en u kom in die troonkamer van God in die hemel, soos wat die woord ons leer, gaan u sy heerlikheid sien, stem u saam, en die Bybel leer ons, jy gaan nie meer pyn hê nie, jy gaan nie meer sorge hê nie, jy gaan, alles is verby, dan gaan jy rus, soos Openbaring sê van jou werke, what a joy, stem u saam, maar geliefdes, as ek vandag sterf, en ek sien sy heerlikheid, kan ek nie anders as om God te aanbid nie, is dit, die skrif sê dat die 24 ouderlinge sal hulle krone neergooi en sê, aanbid God alleen. Niemand sal anders kan as om God te aanbid nie. Geliefdes, as u vandag sterf en sy heerlikheid sien, hoor gou mooi, sal u nooit, ooit, in die ewigheid, weer die voorreg hê, om God te aanbid, te midde van jou krisis nie. Het u geweet, dat ons aanbidding kan nie match met die engele nie. Het u geweet dat God vir u kan vra, Jessie, as jy dan nou dink jy sing mooi, vanoggend voor die tyd, toe praat Neil oor Josh Groban, wat ek net hierdie amazing stem het. Het u geweet, dat God vir ons kan vra, luister, het julle al my engele gehoor? Ons kan nie match teen die engele nie, ons kan nie by die pitch kom, ons kan nie match nie, maar het u geweet, ouens, dat hierdie woord leer vir ons, as u hier in die krisis begin aanbid, leer die woord van God vir ons, dat God die engele stil maak, om na u te luister. Dat is nie een engel, wat deur die bloed van Jesus gewas is nie. Daar is nie een engel wat 'n krisis ken in sy lewe nie. Hulle is dienende geeste vir ons. Nie een engel met sy mooi stem, met sy heerlikheid, wat die heerlikheid van God dag en nag aanskou, het een krisis wat u het nie. Die een engel het ooit die donkerte al deurgegaan wat u deurgaan nie. Maar die Bybel sê, when we worship God, He arises. En dit bring beweging. Don't waste your trials, geliefdes. Don't waste your trials. Dit was Jairus se beweging vir Jesus, wat daardie vrou, wat nie eens vir Jairus geken het nie, gesond gemaak het. Geliefdes, amen. Kom ons gee God net 'n kans vandag om te sê, Here, ek wil vandag sê, ek glo nie net in God nie, maar ek glo God. Wat gebeur as sy die soem van sy kleed beweeg? Dit laat die klokkies lui en dit bring die aandag op sy grenaatjies. Dit staan daar vir eeue, staan dit in die Bybel. Dis vir eeue al sy belofte. Kom ons vergewe daai mense who misrepresented God, wat gesê het, God doen nie meer wonderwerke, God praat nie meer met ons nie, God het opgehou, God ceased. Ja, wat 'n klap in die gesig van God. Ouens, kom ons kom vandag en ons sê, Here, ek wil vandag sê, ek glo. Onthou altyd my vrou se een van haar geliefde skrifte, daai man wat, toe Jesus vir hom sê, glo jy, toe sê hy, ja, ek glo, maar kom my ongeloof te hulp. Wil u nie vandag vir die Here sê, Here, hier is my krisis, ek is eerlik, ek het dalk in u geglo,
Ja, maar ek het gesukkel om te glo. Mag vandag sommer net genesing vir ons wees. Kom ons bid sommer saam. Amen. Here, dankie vandag. Dankie Here dat U gesê het in die woord. U was, U is en U sal wees. U het nie verander nie. U is die ewige God. En Here, as dit dan so is, dat die wonders wat ons al gesien het en van gehoor het, en soos Habakuk 3 vers 2 wat ons baie gekwoteer het die afgelope tyd, Here, ons het gehoor van wat U al gedoen het. Maar ons wil dit ook beleef. Here, ons wil ook vandag sê, ons glo, maar kom ons ongeloof te help. Jy nie net vir die Here sê vandag, Here, hier is my hart vandag net met soveel teleurstellings. Here, U woord leer vir ons dat daardie, as ons nou gaan kyk na die betekenis van daai man wat gesê het, ek glo, maar kom my ongeloof te hulp, beteken eintlik die herhaalde teleurstellings. Wat vir my vandag moeilik is, om te sê, Jessie, ek glo nog steeds. Kom my ongeloof te help, Here, hier is ek vandag. Ek wil God glo. Ek wil God glo. Wie is daar vanoggend wat sê, ek is dalk siek, of ek het 'n krisis. Ek is dalk in die posisie van daai vrou wat so lank al kom met hierdie situasie in my lewe. Maar jy kom vandag en jy sê, Here, ek in my hart hoor ek die klokkies lui. En in my hart word ek bewus van God se voorsiening. En vanoggend wil ek sê, ek glo God. Kan ek vir jou bid vandag? Is daar so iemand wat vandag sê, jou hand wil opsteek en sê, bid vir my. Ek glo God en ek het vandag 'n verwagting dat God 'n werk sal doen.